'n Vredesooreenkoms is tussen die VSA en Iran bereik om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig en Ashley Oosthuizen se tronkstraf in Thailand verkort. Goeiemiddag, dis tyd vir die Pretoria FM visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Esmarie Eysel. Die Verenigde State en Iran het na weke se onderhandelinge 'n ooreenkoms bereik wat volgens albei lande tot groter stabiliteit in die Midde-Ooste kan lei. Die VSA-president Donald Trump sê die ooreenkoms sal vrede en veiligheid in die streek bevorder, terwyl Iran dit as 'n diplomatieke en militêre oorwinning beskryf. Die ooreenkoms, wat deur Pakistan bemiddel is, behels die opheffing van Iran se sluiting van die straat van Hormuz en die Amerikaanse blokkade van Iran se hawens. Die hoof van openbare skakeling by Solidariteit, Jaco Kleinhans, sê dit behoort Iran se ekonomie 'n hupstoot te gee. Daar is egter geen uitsluitsel nog oor Iran se kernprogram nie. Dit gaan nog 60 dae neem om te onderhandel voordat meer sanksies teen Iran gekanselleer kan word. Hierdie is nog 'n kommerwekkende kwessie wat nie opgelos is nie. En dan natuurlik ook Israel wat sal moet ophou met sy aanvalle in Libanon. En ons weet die Israelies is nie baie genee om dit te doen nie. So, daar is 'n ooreenkoms, maar daar is nog steeds wesenlike haakplekke. Die werklikheid is dat hierdie oorlog die afgelope 4 maande die wêreld verander het. Dit het Iran se verhouding in die Midde-Ooste met sy bure, met ander lande verander. Iran is 'n verswakte land nou. Hy het 'n groot deel van sy militêre kapasiteit verloor, maar die regime is steeds in stand. Hy bestaan in Teheran en dit kan steeds heelwat uitdagings oor die volgende paar weke en maande en selfs jare skep. Volgens Pakistan sluit die ooreenkoms 'n onmiddellike staking van militêre operasies ook in Libanon in. Die finale ondertekening van die ooreenkoms sal na verwagting binne die volgende paar dae plaasvind. Frankryk is van vandag af die gasheer vir die G7 beraad van groot wêreldmoondhede waar internasionale spanning en ekonomiese kwessies hoog op die agenda is. Die beraad in Evian in Oos-Frankryk word oorheers deur besprekings oor die Amerikaanse ooreenkoms met Iran om die oorlog te beëindig. Die Franse president Emmanuel Macron wil ook kwessies soos wêreldwye ekonomiese wanbalanse, energieveiligheid en beheer oor kunsmatige intelligensie bespreek. Leiers van lande soos Oekraïne, Indië, Brasilië en Suid-Korea woon vanjaar se beraad by om breër internasionale samewerking te bevorder. Die beraad duur 3 dae en fokus ook op energiediversifikasie en globale stabiliteit te midde van voortdurende geopolitiese spanning. Die 27-jarige Suid-Afrikaner Ashley Oosthuizen se gevangenisstraf in Thailand is weer ingevolge 'n koninklike kwytskelding verkort. Oosthuizen se vonnis van 13 jaar is na 9 jaar en 11 maande verminder, waarvan sy reeds 5 jaar uitgedien het. Sy is in 2020 in hegtenis geneem nadat sy by die restaurant waar sy gewerk het vir 'n pakkie waarin dwelms was geteken het. Haar ma, Lynn Blighnout, sê dat Ashley reeds tot 'n sogenaamde uitstekende vlak in die tronk geskuif is. Sy staan 'n goeie kans om teen September vir parol met 'n elektroniese enkelband oorweeg te word. Blighnout skryf die beduidende vonnisvermindering van die aanvanklike doodstraf aan die Here se genade toe. Die ATM en die EFF sê hulle gaan president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teenstaan om die parlementêre vervolgingsproses oor die Phala-Phala kwessie te stop. Ramaphosa voer aan dat hy onherstelbare skade kan ly indien die artikel 89 proses voortgaan voordat die Hooggeregshof die geldigheid van die verslag wat die ondersoek veroorsaak het hersien het. Die saak hou verband met die diefstal van Amerikaanse dollars op sy plaas in 2020 en moontlike oortredings van die grondwet. Die ATM sê die parlementêre prosesse moet toegelaat word om 'n loop te neem sonder verdere hofinmenging. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor 'n aansoek van die kleinhandelaar Cape Union Mart aan vir 'n interdik teen die Palestina Solidariteit veldtog.
Die saak, wat vir 3 dae op die hofrol geplaas is, spruit uit pro-Palestynse groepe wat landswyd buite Cape Union Mart winkels betoog. Volgens hofstukke word klante toegang geweier en personeel geïntimideer weens die voorsitter van die winkelgroep se steun aan Israel. Volgens die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van Afgevaardigdes is die betrokke beweringe ongegrond en kwaadwillig van aard. Die raad voer aan dat die litigasie uitsluitlik op die aggressiewe gedrag van die betogers fokus. 'n Hooggeregshof het 'n terugslag beteken vir die regering se hantering van die Thabo Bester tronkontsnappingssaak deur die besluit om die Mangaung korrektiewe sentrum onder staatsbeheer te plaas tersyde te stel. Die hof het bevind dat die maatreëls wat gebruik is om die ingryping te regverdig nie aan die vereistes van die wet op korrektiewe dienste voldoen het nie. Volgens die uitspraak het die tronk steeds normaal gefunksioneer en was bestaande kontraktuele middels reeds voor die oorname toegepas. Die departement van korrektiewe dienste is ook beveel om meer as 1,7 miljoen rand terug te betaal wat met die ingryping verband hou. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Geniet môre se vakansiedag. Ons maak dan weer Woensdag so.